Hallo my vriend, daar's net een rede hoekom 'n mens Jesus moet volg. Jy kan hoor hoe ander mense dink, hoekom volg hulle Jesus, hoekom is mense Christene? Hulle sal sê, die Bybel nooi ons uit om 'n Christen te wees. Hulle sal sê, ons het so groot geword. Hulle sal sê, jy weet as 'n ou doodgaan, dan wil 'n mens daarom hemel toe gaan, is 'n soort van 'n brandversekering, om nie op die brandplek te kom nie, maar in die hemel te kom, nou glo ons in Jesus Christus. Jy kan ook in 'n baie moeilike situasie kom wat gesondheidsgewys, byvoorbeeld, as hulle jou nie kan help nie, dan is dit net die liewe Here. En dan is dit dan wonderlik om te weet, ek glo, en ek kan bid. So as verskillende redes hoekom mense Jesus kan volg, en hoor my mooi, dis nie verkeerd nie, dis almal wonderlik. Maar as ons gaan lees in die Bybel, skares, geweldige klomp mense, hulle volg vir Jesus. En die 12 disippels volg Jesus. En u stel ook belang in Jesus. So kom ons kyk net 'n slag. Wat is die goeie rede? Wat is dalk die enigste rede? Wat sê die Bybel? Hoekom kan 'n mens Jesus volg? Nou as jy in die Bybel lees, dan lees jy Jesus was 'n wonderlike prediker. Selfs die mense wat spesialiste was in die Joodse wet, die skrifgeleerdes, hulle was verbaas oor Jesus se prediking. Hy het regtig, ek dink nie dit gaan oor dat hy so vlot gepraat het, dit gaan oor dat hy so gesagvol gepraat het. Wat hy gesê het was so ongelooflik korrek en waar, en 'n korreksie op hulle denke, tot die skrifgeleerdes het respek gehad. Die mense wat Jesus gevolg het, daai skares, het verbaas gewees oor wat Jesus doen. Hulle het 'n ontzag gehad vir hom. Hulle was beïndruk. Hulle het gesê, hoe is hierdie dinge moontlik? Hoe kan dit werk? En dan sê die Bybel, die mense het Jesus gevolg oor hy hulle geleer het. Dis die een rede. En jy kry ook in Matteus die bergrede. Dis die Here se wonderlikste preek. Dis 'n redelike kennis, redelik genoeg. Ons weet redelik genoeg om daarom 'n rede te hê om te glo. Dis die bergrede. Wonderlike preek, boodskap van Jesus. Die mense volg hom oor die wonderwerke. Dis die een ding. Hulle bring hulle siektes van oral en van ver, van Israel, maar ook buite vandag se Israel gebied, van Sirië en oral stroom hulle na Jesus oor die genesings wat hy doen, wat hy gedoen het. En dan ook oor sy buitengewone lering, in Engels sy teaching. Dis hoekom die mense Jesus volg. So hulle is beïndruk met hom. En as hy dit doen, dan sal maar altyd, hoe kry hy dit reg? Hy dryf 'n duiwel by iemand uit. En dan sê die fariseërs, seker maar die duiwel wat hom help. Sê Jesus, maar hoe het ek dit dan met julle? Die duiwel kan mos nie teen homself beklei nie. Nee, dis die Heilige Gees, sê Jesus. Dis God die Gees wat met die krag gee om hierdie wonderlike werke te doen, die wonderwerke, die leringe, die geeste, die mense gesond. Jesus sê self, dis die Gees wat ek dit doen. So die mense volg Jesus, hulle is verwonderd oor Jesus, hulle bewonder hom, en hulle wonder natuurlik altyd, kan hy my ook help? En dan probeer hulle, soos hulle sê, try jou luck, hulle probeer regtig, hulle is desperaat, is al wat hulle het is Jesus Christus, wat jy kan verstaan. So op 'n kol is Jesus net daar by die see van Galilea op die wal amper, en hy help iemand daar grootliks, en die mense vertrap hom, hulle is absoluut verwonder, bewonder hom, hulle aanbid hom, en Jesus sê, nee, is te veel. Klim, hy sê vir sy disippels, klim, ons gaan oorkant toe, ons kom bietjie weg. En 'n fariseer, onthou nou 'n fariseer sê, ek volg u ook, ek gaan saam waar u gaan. En dan sê Jesus, nee, jy bly. Sê, hoekom? Is dit nie wonderlik dat ek u volg? Hy sê, nee, jy weet nie wat jy vra nie. Want Jesus sê, ek het nie eiendom nie, ek het nie 'n huis nie, ek het absoluut niks. Jy verstaan nie. Jy dink jy kan my volg en sekere voordele daaruit kry. Wat jy nie verstaan nie is, jy bly net hier. Want jy kry nie voordele om saam met my in die boot te klim nie. Jy gaan alles moet opgee, jy moet prys gee, jy gaan net verloor. En dit is 'n groot ding. Om Jesus te volg, jy kan hom bewonder, jy kan hoop hy help jou, hy kan jou vir brandgevaar verseker, jy gaan ewig hemel toe, al daai mooi redes.
En dalk het jy al 'n lang pad gestap met die Here, is maar jou tipe goeie gewoonte. Maar Jesus sê, jy verstaan nie. Om Jesus te volg, moet jy die prys betaal. Dit gaan jou iets kos. Jy gaan definitief verloor. Jy gaan jy gaan nie meer kry. Jy gaan baie dingetjies moet opgee. Jy gaan jou keuses moet opgee, jou wil moet opgee. Jy gaan geweldig moet verloor dalk. So hy sê vir die Fariseer, wat sê ek kom saam? Jesus sê, jy kom nie saam nie, want jy verstaan nie. Want jy het nog nie besluit in jou lewe. Wat moet jy prys gee? Wat moet jy laat staan om agter Jesus aan te gaan nie? En dan sê een disipel, Here, maar net voor ons in die boot inklim, is nogal 'n disipel, nee, hy sê my pa is dood. En Moses se wet sê, ons moet ons ouers respekteer, eer jou pa en jou ma. En die wet sê, jy moet jou pa op dieselfde dag begrawe as hy doodgaan. Verskoon ons net, hou net die boot, niks sal gebeur nie, ek gaan net my pa begrawe vandag. Dan sê Jesus, nee, jy kom sommer saam. Want laat die geestelike dooies, 'n goeie vertaling, die geestelike dooies, hulle eie dooies begrawe. Maar by Jesus moet jy duidelik weet, jy volg Jesus, jy kom agter hom aan, jy klim in die boot, as is, soos jy is, en dan is nie eers jou pa en jou ma en jou broer en jou os en jou esels en jou eiendom, jy klim by Jesus in die boot met niks ander nie. Dan klim hulle in die boot, nou kan jy dink hulle is 'n bietjie storm en Jesus raak in die slaap en daar kom 'n geweldige storm, hulle maak Jesus wakker en Jesus sê, maar hoe het ek dit nou met julle? Toe ons die boot geklim het, was julle kalm. Hulle sê, maar die storm was kalm. Daar was nog nie 'n storm nie. Hy sê, maar presies. Julle is kalm nie oor my nie, ek is nog altyd by julle. Julle is kalm oor dit lekker plain sailing, lekker gaan in julle lewe. Maar julle moet kalm wees omdat ek by julle is. En hy sê vir die disippels, klein gelowiges. Met ander woorde, wanneer begin julle glo? Wanneer begin julle besef as ek is God? Wanneer begin julle glo? Wanneer volg julle vir my soos ek is? In kalm water of onstuimige water. Maar jy gaan nie eers jou pa begrawe nie, jy moet die koste bereken, jy gaan baie verloor as jy wil Jesus Christus volg. Wanneer begin julle glo? Dan sê Petrus, maar juis ek doen dit, ek het alles gelos vir u, my boot, my huis, ek volg u. Wat gaan ek in die hemel kry? Jy hoor die bietjie, die soort van 'n wrevel, 'n bietjie amper 'n kwaad van Petrus sê, nou wat gaan ek in die hemel kry? Dan sê Jesus vir hom daar in Matteus, jy gaan nogal baie kry hoor. Julle 12 disippels gaan elkeen 'n goue troon in die hemel kry. En dan sê Jesus tweedens, jy gaan 'n goue troon kry in die hemel. En tweedens sê Jesus, maar dit wat jy gelos het, pa, ma, eiendom, beroepe, alles wat jy gelos het, sê Jesus vir hulle, jy gaan 100voudig keer terugkry. So Petrus, wat ek vir jou wil vra is, jy vra vir my, wat gaan jy kry? Ek sê mos vir jou, jy gaan goue troon kry, en jy gaan alles 100 keer terugkry. Maar wat ek van jou vra is, wanneer begin jy glo? En dit is die enigste rede om Jesus te volg. Nie oor verwondering nie, dit was nou nie sleg nie, maar nie oor verwondering nie, nie oor hy jou kan genees nie, is nie sleg as jy genees nie, dit gebeur wel, maar ook nie daaroor nie oor wonderwerke nie, nie oor sy gesag nie, nie oor alles nie. Jesus vra van jou, nou wanneer glo jy? Wanneer vertrou jy my? En net hierna, na daai bootklimmer en met die storm als, toe hulle uitklim, toe die berg op is, toe sê Jesus sy eerste sin, geseënd is die, gelukkig is die, salig is die, wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dis al wat God van jou vra. Jy moet die Here dien omdat jy afhanklik is. Jy moet die Here Jesus dien omdat jy glo. Die ander dinge, nice to have, is wonderlik. Nee, jy volg Jesus omdat dit Jesus Christus is. Glo in hom. En dan sê hy, kom na my, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in hierdie dag. Mag die genade van Jesus Christus, mag die liefde van die Vader, mag die Heilige Gees by jou wees. Amen.